En baak nommer 1, advance. Ek het julle nou al baie geleer in hierdie journey. En ons is veral besig met ons emosies. Ons gaan nou stop bietjie by die oranje brein en ons gaan praat oor emosionele regulasie. Hoe kom ek oor dit? Hoe styg ek uit? Hoe gaan ek uit die vortex van die poespas en ek laat nie toe dat hierdie negatiewe gevoelens, hierdie negatiewe emosies, my omstandighede, my gedagtes my aftrek nie. So ek gaan julle nou bekendstel aan 'n paar interessante konsepte. En die eerste een is, jy het 'n brein. Hier's jou brein. En jou brein het glad nie gevoel nie. Jy weet jou brein het nie gevoel nie. Hulle kan omboor in breinchirurgie. Jy voel nie. Jou gevoelens sit nie hier nie. Jou gedagtes sit hier. Jou gevoelens sit in jou liggaam. You feel in your body. 'n gedagte, 'n belief system, 'n memory, 'n idee kom hier in my brein in. En my perspektief en die gesindheid en my patrone en my opvoeding en my programmering hier bepaal hoe ek kyk met wat nou net met my gebeur of wat ek onthou of aan dink en wat ek hoor. En dit gaan rooi brein toe en oranje brein toe. En dan word sekere hormone vrygelaat in my liggaam en dan kry ek 'n feeling, 'n emosie. En daardie emosie is ongemaklik. En nou kan ek besluit, ek gaan nie feel to heal nie, en dan sluk ek hom en ek repress hom, dan gaan lok hy in 'n orgaan en dan maak hy my siek. Of ek is braaf, ek kan connect, ek kan embark, ek wil beter voel, ek soek vryheid, en nou delf ek in die wêreld van my emosies. En ons gaan nou baie, baie diep in die wêreld van emosies indelf. So een van die goed wat ek vir julle leer, is, daar's 'n baie slim oom. En sy naam is oom Hawkins, hy het 'n PhD. En hy het emosies gaan vat, en hy het met sekere tegnologie, die vibrasie en die frekwensie van die emosies gaan meet, soos wat jou homeopaat vir jou frekwensie medisyne maak. En ons leer dat alle emosies in ons liggaam is way showers, hulle is messengers. Emosies is my vriende. En ek wil hê julle moet julle kinders vat en julle moet Inside Out 1 en 2. Veral ek geniet nou nommer 2 met die tienerskap, want ek het mos nou 'n tiener in my huis. En jy gaan nou deur al hierdie emosies gaan en dan gaan hierdie fantastiese ouetjie opsit en ons noem dit die Hawkins Scale of Consciousness. En om emosie regtig te verstaan en te weet wat ek doen, verwys ek altyd na hierdie ouetjie toe. Want as ek kan sê ek voel so, ek voel so, ek voel so, waar voel ek so in my lyfie? Waar kan ek connect? Waar kan ek hom aanskakel? Waar kan ek hom release? Dan gaan dit met my beter. Nou hierdie ou julle, dit is nou my die jongste in die huis. Dit was eintlik Marcus sinne, mannetjies roesin, maar ons het hom nou vir die jongste in die huis gegee en sy naam is Mike. Ek wonder waarvoor kan Mike staan. Nee, ek sal 'n bietjie iets uitdink. Nou hierdie ouetjie is wat ons noem Kiki. Nou julle gaan hoor, ek praat altyd van Kiki. Nou Kiki staan vir kakkies in die kop in. En as daar nou een ding is, wat vir jou gaan opding is, emosioneel, is dit jou thoughts, jou denkpatroon, jou gedagtes wat hierso sit. En dit is baie interessant vir my om vir my pasiënte te sê, wie ran jou brein? Ran jou brein jou of ran jy jou brein en wie is jy? En dis easier said than done. Peter Crown sê altyd iets simple, but it's not easy. Nou as jy gaan die hele tyd kakkies in jou kop in gaan toelaat en negatiewe gedagtes gaan entertain, en ek sê nie, jy mag nie voel wat jy voel nie, en ek sê nie, jy mag nie die waarheid ervaar nie, maar as hierdie nou 'n akedus is, gaan die akedus mos nou nie skielik verander in 'n flamink nie, is dit nie so nie? So as iets nou is wat hy is, en ek het nou Kiki in my kop, en die Kiki sê vir my, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie slim genoeg nie, jy kan dit nie doen nie, die land is bollie, jou man is nie lief vir jou nie, jou kinders is dom, jy moet maar eerder na Mauritius toe gaan en op OnlyFans,
dan gaan jy wat ons noem op 'n loop. En ek wil nou vir julle wys hoe lyk 'n loop. So as jy nie kan helikopter view doen en jou gedagtes kan stop nie, dan begin dit so gaan in jou brein. Lekker foto dan nie. Sien julle? Dit is wat ons noem 'n loop. So as ek nou vir Mike laat gaan op die mat, moet julle sien, hy jaag nader aan sy eie stert en hy maak die bediende in die huis van haar kop of ek geniet dit verskriklik. So, een van die grootste konsepte om te verstaan is, hierdie kakkies in die kop, die leuns wat ek glo wat ander mense vir my vertel, die leuns wat ek vir myself vertel, die loop van ek kan nie myself kry om te sê, stop, pos, klim in die helikopter, gaan op, tel jou seuninge, kyk dan net uit 'n ander angle, reguleer jouself met alles wat al die lui jou leer nie. As jy nie vir Kiki onder die knie gaan kry nie, gaan die emosie jou die hele tyd katasa, en gaan jy die hele tyd ongelukkig wees, hartseer wees, verbitterd wees, onvergenoegd wees, en gaan jy so in die trauma loop, en in die vortex van emosionele disregulasie speel, dat jy gaan nooit in jou lewe die gevoel kry van emosionele vryheid nie, en dit is wat ons graag wil hê.